Baie welkom by ons aanlyn diens vandag. So bly is ingeskakel. Ons eindig ons reeks vandag af met God se krag en die wilskrag. Dis 'n reeks wat ons gedoen het getiteld Die regte vertrekpunte. Die regte vertrekpunte in jou lewe wat jy kan toepas in jou lewe om te groei en op die einde van die dag vrugte kan dra in jou lewe. Ons het gepraat oor wie jy is en nie wat jy doen nie, om te oefen en nie te probeer nie, om gewoontes toe te pas en nie net te wens dat dinge beter sal gaan nie. Om te saai en nie net te wil maai nie. Vandag, God se krag en die wilskrag. Wanneer laas het jy gevoel jy weet nie wat om te doen nie? Jy's uit jou diepte, soos wat ons sê. Jy weet nie wat die volgende regte stap nie. Daar's sekere dele in ons lewe wat ons definitief dit beleef, sonder dat ons daarvoor kan help. 'n kind wat net begin loop. Jy kan duidelik sien hierdie kind weet nie wat hy doen nie, want hy staan op en val. Die eerste keer dat jy moet leer lees, hierdie woorde swem voor jou, hierdie alfabet en waar jy begin met A, B en C, weet jy nog eintlik om dit toe te pas nie en is moeilik. Eerste keer wat jy 'n nuwe werk begin en jy besef, ek weet nie genoeg nie. Hulle gaan my uitvang want ek weet nie genoeg, ek het die werk gekry, maar ek weet nie noodwendig hoe om dit te doen nie. Maar soveel so, daai babietjie staan op en val, en dan staan op gee tree en val, staan op gee 2 tree, en vandag as jy daaraan moet dink jy nie daaroor wanneer jy moet loop nie. Jy sit net 1 tree voor die ander. Jy lees baie makliker. Daai werk wat jy gevoel het jy nie kan doen nie, doen jy nou al toe ook. Daar's wilskrag daarbey betrokke. Dis die vermoë om vol te hou en te doen wat mense wil, wat jy wil doen, ten spyte van afleidings en versoekings. Ek meen jy daag op. Jy beur voort, is 'n mooi Afrikaanse woord. En jy hou aan en aan totdat jy dit reg kry. Wilskrag is 'n mooi deel van 'n mens se lewe. Jy gee meer as partykeer die ou langs jou, want jy wil regtig iets hê. Maar wanneer ek en jy 'n tree terugvat in ons lewe en jy kyk na jou lewe in die geheel, is daar definitief plekke in jou lewe wat jy nie kan regmaak met wilskrag nie. Hoe weet jy dit? Want jy daag op in daai plek in jou lewe. Jy probeer jou bes. Jy hou aan en aan, maar nog steeds kry jy dit nie reg nie. Dis asof dit wat in jou is nie genoeg is om daai area van jou lewe net uit te sorteer nie. Dis hoekom ons vandag praat oor God se krag en nie wilskrag nie. Daar's definitief dinge in my lewe wat ek kan toepas met wilskrag. Die goed wat ons oor gepraat het, met die regte vertrekpunte, daar's goeders wat ek net 'n besluit moet maak en daarmee volhou. Maar daar's areas in jou lewe waar net God se krag jou kan uithelp. En God se krag is 'n moeilike term, want vir so lank praat ons oor God se krag, en praat ons in die kerkwêreld, party kerke praat van, if you can name it, you can frame it, you can proclaim it. Jy moet so bid dat God daai sportmotor vir jou gee, jy moet in detail bid. Jy moet bid wat se wiele jy wil hê, jy moet bid wat se badge jy wil hê moet op daai sportmotor wees. Jy moet net jou bestelling insit en die Here sal dit vir jou gee. En al wat dit gedoen het, dit het ons geloof so afgewater. En mense in die proses so seer gemaak, dat mense wegdraai van God af. God se krag is soveel meer, soveel dieper, soveel sterker as net 'n bestelling wat ek insit. En ek kan hom nie beleef, en ek kan nie in sy krag lewe elke dag, as ek die heeltyd voel, hy antwoord nie my gebede nie, hy hoor nie wat ek sê nie, ek bid en dit gebeur nie. Maar eintlik het ek God se krag vervang met wensdenkery, of dalk my eie wilskrag. Vandag is dit nie waar ons praat nie. Ons praat oor God se krag wat deel word van jou lewe, sodat jy dieper kan gaan, sodat jy op die ou einde van die dag vrug kan dra. Johannes 15 vers 1 tot 7, wel onbekende stuk.
Jesus praat hier so met die mense, en wanneer Johannes hierdie skryf ook aan die mense, aan wie hy die evangelie skryf, sal hulle mooi verstaan wat hy hierso sê. Hy praat oor 'n druiwestok en 'n landbouer, en oor lote, en in daai omgewing het hulle baie met wingerde te doen gehad. Ek weet nie veel van wingerde nie, en ek dink die mense in die Kaap weet dalk bietjie meer, maar dit was hulle wêreld gewees. Jesus sê, ek is die egte druiwestok, en my Vader is die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg, maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die lote nie uit sy eie vrug kan dra as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite uitgegooi en verdroog. Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil en dit sal met julle gebeur. Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. Is dit nie 'n mooi stuk nie? Eerste ding wat Jesus sê is, ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer. Hy sê daar's verskillende funksies vir elkeen. Hy is die druiwestok, en hierdeur kan ons sê dat as hy sê hy is die egte druiwestok of die ware druiwestok, dat Israel veronderstel was om hierdie druiwestok te wees vir die wêreld, maar hulle kon dit nie doen nie, en nou kom Jesus en hy is die egte ene. Teoloë druk nog so 'n bietjie arm daaroor. Maar waarna ons vandag wil kyk, is posisie. Hy sê, hierdie is my posisie. Ek is die druiwestok en my Vader is die landbouer. Soos die drie eenheid, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, is een God, elkeen het verskillende funksies. So kan ons ook na hierdie skrif kyk. Hy sê dit 2 keer, hy sê ek is die druiwestok en my Vader is die landbouer. Hier in vers 5 sê hy, ek is die druiwestok, julle die lote. Waar is ons posisie? Nee, maar jy is 'n loot. jy staan nog dalk die hele tyd in jou lewe op jou eie, waar jy moet deel wees van iets groter. Want 'n loot kan nie op sy eie staan nie. Hy droog uit. Hy word goedkoop braaihout. Jy kan nie eers 'n vuur amper aansteek met hom by jou huis nie, want hy brand net te vinnig uit. Die charcoal sal nooit vlam vat nie. Maar ons as mens het hierdie probleem met posisie, want ons probeer ons uitkyk en hoe ons dink oor die wêreld en oor posisie toepas in ons lewe saam met God. Jy word van kleins af geleer dat jy moet hard werk, wilskrag toepas om 'n sekere posisie te bekleë. Jy weet, jou ma sê vir jou op laerskool, jy moet hoërskool klaarmaak, anders gaan jy nie werk kry nie. Jy werk hard vir 'n posisie. Dan kom jy in die hoërskool en dan moet jy nou verder gaan swat om 'n beter werk te kry. Jy werk hard by jou werk om 'n sekere posisie te bekleë. En is 'n goeie eienskap. Ons noem dit ambisie. Sonder dit sal ons net heeltyd op dieselfde plek bly en ons sal nooit vorentoe gaan nie. Maar nou kom ek en jy met daai selfe uitkyk na God toe en sê, Here, wat's my posisie? Kyk, ek gaan hard werk, want ek weet om hard te werk. Ek gaan wilskrag toepas. En ek soek 'n upgrade op my posisie. Ten minste 'n verhoging. 'n Ma en 2 seuns het dieselfde probleem in die Bybel. Ja, 2 van Jesus se disippels. In Matteus 20 vers 20 tot 21 lees ons, toe die moeder van die seuns van Zebedeus met haar seuns na hom, Jesus toe gekom. Sy het gekniel en om hom iets te vra. Hy het vir haar gevra, wat wil jy dan hê? Sy antwoord hom, beveel dat in u koninkryk hierdie 2 seuns van my aan die regterhand en een aan die linkerhand sal sit. Ek kan nogal dink en ek het simpatie met hierdie ma. Jy wil vir jou kinders die beste hê.
Ek meen, wat 'n ma sal dit nie doen nie. As ek my kind net die voorsprong kan gee, as ek dalk kan vra, sal Jesus luister. Jy weet, moenie dat hulle self vra nie, dat ek gaan vra. Miskien sal hy vir 'n vrou luister. Ek wil seker hê my kind het die beste posisie moontlik. Dis 'n geweldige stryd in ons, is dit nie? En dan sê Jesus hier in vers 20 tot 26 tot 27, en dan trek hy die mat onder almal uit. Hy sê, so mag dit nie by julle wees nie, maar wie belangrik onder julle wil wees, moet julle dienaar wees. En wie eerste onder julle wil wees, moet 'n slaaf wees. Jo, Jesus, ek wil gesiene wees. Ek wil aan die regterhand of aan die linkerhand sit. En hy sê nee, dis nie hoe dit werk nie. Jy het 'n wanpersepsie van wat posisie is. As jy 'n lood wil wees, as jy wil deel wees aan 'n drywestok, as jy wil deel wees van iets groters, moet jy bereid wees om soms die minste te wees. Om voete te was. Om ander te dien. Nie om af te kyk op hulle nie, maar om op te kyk, om hulle op te tel. Dis baie moeilik. Dis baie moeilik in ons wêreld vandag, want daar's so magstryd die hele tyd. Hoe doen ek dit? Hoe verander ek my posisie wanneer dit by God kom? En maak seker ek het die regte uitkyk en die regte benadering rondom posisie. Eerste ding is oorgee. Jesus sê, ek is die drywestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Daar's hierdie storie in die Bybel, hier in Markus 3, kry ons die storie en ook in Matteus. Daar 'n ou in die tempel, Jesus hulle sit op die Sabbat in die tempel en hierdie ou het 'n hand wat gebreklik is. En so is die Fariseërs so agter Jesus aan om hom uit te daag, om eintlik wil hulle hê hy moet 'n wonderwerk doen op die Sabbat dat hulle hom net kan gaan aankla. Ek meen, dis terrible. Maar hierdie ou is hier in die sinagoge rond in Markus 3 vers 1 en ons lees Jesus het weer die sinagoge binne gegaan. Daar was 'n man met 'n verdorde hand. Hulle het hom dopgehou om te sien of hy op die Sabbat sou gesond maak sodat hulle hom kon aankla. Hy sê toe vir die man met die verdorde hand, kom staan hier tussen hulle. En hy sê vir hulle, is dit toelaatbaar om op die Sabbat goed te doen of sleg te doen, om 'n lewe te red of om dood te maak? Hulle het egter stil gebly. Nadat hy woedend in die rondte na hulle gekyk het, diep bedroef oor hulle hardheid van hulle harte, sê hy vir die man, steek uit jou hand. Die man het sy hand uitgesteek en hy het gesond geword. Die hele konteks van daai storie is die Fariseërs en Jesus. Maar as hierdie een karakter, hierdie man wat gebrek het. Ietsie wat Jesus vir hom sê is, hy sê steek uit jou hand, wat beteken dat hy sy hand weggesteek het. In daai tyd was gebrek gesien as jy's minder heilig. Jy het nie net 'n gebrek in jou hand nie, jou lewe is gebreklik. Jy's minder as die volgende ou langs jou. Daarom sal hy hierdie hand wegsteek, want hy kry skaam vir sy gebrek. Jy weet, ons sukkel met oorgee, want ons kry skaam. Want sodra ek oorgee, ontbloot dit my swakheid. Ontbloot dit waarmee ek sukkel. En dan moet ek dit konfronteer. En ons wil nie, ons wil dit toemaak, ons wil dit so ver as moontlik wegberg, ons wil dit wegsteek. Want ons voel, as ons swakhede kan wegsteek, dan gaan mense meer van ons dink. Maar die Here weet wat jou swak is. En hy wag net vir jou om dit uit te haal en uit te steek en vir hom te sê, Here, hierdie is waarmee ek sukkel. Dis oorgee. Om op te hou wegsteek. Om op te hou
te probeer om dit weg te praat, maar om dit te konfronteer en te sê, Here, ek sukkel met dit. Gee daai dit 'n naam. Want sien, ons is vasgevang in die maar ek sin. Ja, maar ek kan nie. Maar ek weet nie wat gaan die mense van my dink nie. Maar ek dink nie God sal my kan help nie. Die Grieke het nog altyd gesê, as jy voor mense praat, hulle het ons gehou van debatte voer met mekaar, dan moet jy hulle probeer beïndruk. Net soos wat ek hierso voor staan, wil jy weet eintlik wie ek is, sodat jy weet of jy na my kan luister? En weet of ek nie nonsens praat nie? Soos die Grieke sou gekom en gesê, jy moet jouself ophemel sodat die mense kan sien, jy is iemand van status en jy is iemand na wie hulle kan luister. En jy moet jou swakhede wegsteek, want as hulle weet van jou swakhede, gaan hulle nie na jou luister nie. En is so teenstrydig met dit wat God vir ons leer. Paulus skryf hier so, hy sê, broers, slaan ag op julle roeping. Menslik gesproke is daar onder julle nie baie wyses nie, nie baie invloedrykes nie, of mense van adelike afkoms nie. Maar die dwaashede van die wêreld het God uitgekies om die wyses te beskaam. En die swakhede van die wêreld het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En die onbelangrike en veragtelike dinge van die wêreld het God uitgekies. Dit wat niks is, om wat wel iets was tot niet te maak, sodat geen mens iets het waarop hy hom voor God kan beroem nie. Deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons die wysheid geword het, wat van God kom. Regverdig sowel as heiliging en bevryding. Paulus sê, julle is nie eintlik veel om oor te praat nie. Maar daarom gaan dit nie oor julle nie. Julle kan net lote wees. Julle kan net in God wees, in Jesus wees. En jy hoef nie te bekommer oor jou swakheid nie. Jy kan juis jou swakheid uithaal en sê, dit is waarmee ek sukkel. Selfs Paulus sê, wanneer ek swak is hy sterk. Dis daai oorgee. Dis daai oorgee wat ons deel maak van God. Dis daai oorgee wat toelaat dat ek op God se krag kan staan, want ek sê uit my diepte uit. Ek kan nie meer nie. Ek wil hê vandag moet jy hierdie sin verantwoord in plaas daarvan om te sê, maar ek kan nie. Verander een woord. Maar God kan. Ek kan nie, maar hy kan. Maar ek weet nie wat mense gaan dink nie, maar ek weet wat God dink. Jou lewe sal verander as jy in plaas van 'n maar ek, 'n maar God sin begin sê. Want dit gaan nie oor jou nie. Jy is die loot. Jou werk is om vrug te dra. Maar God kom in jou lewe in. En hy maak jou deel van sy krag. Hy sit jou in hom. Hy hou vas. Volgende ding wat Jesus sê is, in my vertrou. Elke loot wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Praat van die Vader hierso. En oorgee en vertrou is twee verskillende goed. Kyk, ek kan oorgee. As iemand in straat na my toe kom met 'n wapen en hy hou die wapen op en ek het 'n beursie, gee ek oor en ek gee my beursie. Maar dis nie te sê ek vertrou nie. Soveel keer gee ons oor en ons is okay om te sê dis ons swakheid, dit is waarmee ons sukkel, maar ons vertrou nie God werklik om met dit te werk nie. Om dit uit ons lewe uit te haal nie, om ons beter in staat te stel om meer vrug te kan dra, om beter lewenskeuses te kan maak nie. Want kyk, ek kan oorgee, maar laat ek die snywerk doen, Here. Laat ek doen wat ek weet ek kan hanteer. Daar's twee verskillende pyn in hierdie lewe. Daar's pyn wat kom van mense en keuses en siektes. En God kan daai pyn gebruik. En hy doen soms.
Maar daar's 'n ander lydingsproses wat ek en jy moet deurgaan en dit is hierdie snoeiproses. Jy weet, Malcolm Gladwell skryf in sy boek David and Goliath van praat hy oor desired difficulty. Hy gebruik die voorbeeld van jy moet in 'n situasie wees wat jy moet sukkel, nie te min nie want dan is dit te maklik, dan groei jy nie te veel nie want dan raak jy mismoedig en dan hou jy op. Dis 'n bietjie anders as wat ons sien wanneer ons kyk na sosiale media. Daar moet dit net goed gaan met jou. Kyk, elke foto wat jy sien, is jy ou op vakansie en dit gaan net goed. Jy sien nuwe karre en dis die beeld daar buite. Maar as jy wil groei, as jy op 'n plek wil kom, het jy hierdie desired difficulty nodig. Dit moet bietjie moeilik wees ook. Dit kom nie maklik nie. Dit kom nie net van self nie. En wanneer Jesus praat oor hierdie snoeiproses of hierdie uithaalproses, is dit daai proses wat hy van praat wanneer ek en jy hierdie gebed baie maklik bid, Here, maak my meer soos U. En dan sê hy, dis reg my kind. Maar wanneer hy begin om ons weer te vorm in die mens wat hy ons gemaak het om voor te wees, waar ons keuses en die sondes en die wêreld ons anders te gevorm het, dan is ons vinnig om te sê, nee, wow, Here. Nee. Dit kan tog nie U wees nie. U wil hê dit moet net goed gaan. Hy wil hê dit moet goed gaan, dis hoekom hy jou vorm. Dis hoekom hy jou snoei. Weereens, hy praat oor, hy haal die dooie hout uit, die dooie lote uit. Hy mag dalk daar bedoel, Israel in die tyd, die Fariseërs, maar wanneer ons kyk na ons lewe, is daar dooie dinge in ons lewe ook. Wat is daai dooie goed in jou lewe? Weet jy wat dit is? Dis dit wat nie vrug dra nie. Dis dit wat die res van jou lewe so verkeerd beïnvloed, want 'n dooie ding, enige persoon wat bietjie weet van tuinmaak, weet ons moet hierdie blare uithaal of van hierdie plante afkry, want dis 'n dooie ding maak infeksie in 'n plant. Dra siektes oor, maak die res van die lote in die wingerd siek. Dis hoekom ons dit moet uithaal. Wat is daar in jou lewe wat nie vrug dra nie? En ek dink nie ons hoef baie tyd hier op te spandeer nie, want jy weet wat is daai ding. Wat is daai ding wat jou huwelik verkeerd beïnvloed? Wat is daai ding wat jou weghou van jou kinders af? Wat is daai ding wat veroorsaak dat jy by die huis stop en net die verkeerde keuses wil maak, jouself oorgee aan drank? Wat is daai? Want dit dra nie vrug in jou lewe nie. Dis besig om weg te vat, dis besig om jou siek te maak. Daai goed moet ons uitkry. En jy kan dit nie self uithaal nie, want anders het jy dit al lankal gedoen. Dis net God en sy krag wat dit kan doen. En ek wil jou uitnooi om daai pad met hom te begin stap. Sê Here, haal hierdie dooie goed uit my lewe uit. Dis besig om weg te vat van my. En dan kom hy sê, maar daai lote, wat lewe? Hulle wat vrug dra, hy snoei dit nog verder, sodat dit meer vrug kan dra. Ek het eendag in my lewe gesien hoe snoei werk. Maar ons het 'n perskeboom gehad waar ons gebly het en my pa is nie 'n tuinier nie. En hierdie boom se takke het net oral te gehang. En hy het gekom met sy ystersaag en hy het net takke begin afsaag. Nie geweet wat om reg te doen nie en dit is verkeerd heeltemal gedoen. Maar daai volgende jaar, nadat hy dit gedoen het, was dit sulke groot geel perskes. Tot vandag toe, ongeag waar ek gaan, kry ek nie weer sulke lekker, sappige geel perskes nie. Daar's 'n snoeiproses wat moet gebeur. Partykeer rafel die lood so bietjie uit en groei allerlei rigtings in. Dan vat hy onnodige energie op party plekke in plaas dat dit kan deurgaan tot na die vrug toe. Maar wat is hierdie ding wat hy mee van oor praat? Dit is die dinge wat ons maak wie ons is. Daai goed wat God moet terugsnoei. Wat nie net kan gaan waantoe ons wil gaan nie, want op die einde van die dag word daai lood waantoe as hy nie gesnoei word nie, dan gaan hy net dood.
Waar snoei God ons die meeste? Is daai dinge wat ons maak wie ons is, né? Dis ons trots, daai ego. Soms moet hy ons 'n bietjie snoei daar. Jy weet, ek kan nie alles op my eie doen nie. Die gemak in jou geloof, die gemak in 'n verhouding, die gemak wat wegvat en is nie rus nie. Kyk, daar's 'n verskil tussen rus en gemak. Hy snoei so 'n bietjie op dit. Verhoudings. Daar's party verhoudings wat nie vrug dra nie. Dit moet uit jou lewe uit. En dan is daar party verhoudings waar daar grense moet gestel word. Ons moet 'n bietjie terugsnoei. Jy weet, dit gaan begin skade doen. Ambisie. Net so goed soos wat 'n ambisie kan wees, kan dit ook teen jou begin werk, want naderhand werk jy so hard dat jy almal om jou vergeet. Gewoontes. Ek kan so behep wees met my gewoontes dat dit my weghou van dit wat regtig saak maak. Nou in die een plek waar God regtig snoei is ons karakter. Dis wie ons is en nie wat ons doen nie. Hy werk daaraan. Maar dit bring my tot die groot vraag. Hoekom? In hierdie hele reeks, hoekom sal ek wil opstaan en die regte gewoontes toepas in my lewe? Hoekom sal ek wil fokus op wie ek is en nie wat ek doen? Hoekom sal ek myself 'n goeie vertrekpunt wil gee sodat ek meer vrug kan dra? Wat beteken hierdie vrug? Want ons praat baie daaroor. Jy moet vrug dra. Die Bybel praat oor jy moet vrug dra. As jy nie vrug dra nie, gaan jy uitgegooi word. Jesus kom by die vyeboom en hy dra nie vrug nie en hy word sommer vervloek. Wat is hierdie vrug? Wat is hierdie ding wat ek moet doen? Dis oorgee. En vertroue. Hoekom moet ek dit doen? Jesus sê, hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. Hierdie is jou aanbidding. As jy hierdie regte vertrekpunte kan toepas in jou lewe, is dit nie om van jou net 'n beter mens te maak nie. Dis nie meer net daarom dat jy meer potensiaal, jou volle potensiaal kan bereik nie. As jy hierdie dinge in jou lewe in plek sit, en jy kry dit vandag reg om jou posisie te vat en in God te sit, om oor te gee en te vertrou, is dit die hoogste vorm van aanbidding. Hoe aanbid jy God? Nie met 'n liedjie nie. Nie om kerk toe te kom nie. Nie om Bybel te lees nie. Dis deel van dit. Hoe aanbid jy God op die einde van die dag? Is wanneer jy vrug dra en kies om hom te volg. Ek hoop hierdie reeks het regtig waar inspraak gehad in jou lewe. En mag jy vandag wegstap nadat jy hierdie gekyk het en kies om alles te doen in jou vermoë sodat jy die beste vrug kan dra wat jy kan. Kom ons sluit ons oop. Here, dankie. Dankie vir die oomblik wat ons kan kom en net U aanbid. U aanbid met die vrug wat ons dra. Ons wil kom en sê, Here, mag ons nie vergeet wat ons posisie is nie, maar vrede vind dat ons nie alleen hoef te staan nie. Mag ons oorgee. Mag ons vertrou. Here, dat ons nie op ons eie wilskrag sal staatmaak nie, maar op U krag. En ons dank U daarvoor. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.